Broeders en susters en alle besoekers baie welkom in vanoggend se erediens en ook die wat deur middel van die internet inluister. Dan die volgende afkondigings van die kerkeraad. Met blydskap word meegedeel dat broeder Paul de Pre, vriend van suster Corine Bosker, tot die gemeente toegelaat is. Hy is in wijk 6 ingedeel. Kan ek broeder Paul vra om op te staan? Broeder Paul, baie welkom en mag jy gou met Corine aan jou sy, jou voet in die gemeente vind. Ons bede is dat jy ook jou gawes saam met ons in diens van die Koninkryk van God mag gebruik. Baie welkom. Die diakens vergader DV maandag aand en ouderlinge diakens dinsdag aand. U het vandag en môre nog geleentheid om name, verkieslik met motivering, op te gee van broeders wat geskik geag word vir die ampte van ouderlinge en diakens. Vandag se eerste kollekte is bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir sending. Volgende week is die kollekte vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Wijk 2 nooi die hele gemeente, besonder die gaste, om na die erediens onder die Lapa verversings te geniet. Dan afkondigings op versoek. Almal wat die 75-jarige fees DV op 18 Oktober wil bywoon, het vandag nog geleentheid om hulle name vir die tafelplasing in die voorbetaal neer te skryf. Persone wat vervoer nodig het, kan suster Tine Kerkhoff kontak die ooreenkomstig. Dan die diakens herinner al ons 60-plussers, lidmate van die 60-plussers dag, wat plaasvind op Saterdag 11 Oktober. U kan tot môre, Maandag 29 September, u name by die wijksdiaken opgee. En dan word almal hartlik uitgenooi na die kuier by Huis aan Mandelboom, aanstaande donderdagoggend om 10:00. Dan ook 'n baie hartlike welkom aan dominee Marnix Boersema, predikant van die Gereformeerde Kerk Myntjieskop, wat vanoggend se erediens gaan waarneem. Dis nie die eerste keer wat hy hier is. Baie sterkte en mag ons saam 'n geseënde erediens hê tot eer van God. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Aan al die geliefdes van God, die geroepe heiliges, genade vir julle en vrede van ons God en Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 121. Psalm 121, ons sing daarvan al 4 die verse. Berg wordt zien.
Ons gaan ons voorootmoedig voor die Here se wet en ook luister na Eksodus hoofstuk 20 en daarna enkele verse uit Deuteronomium 8 en dan sal ons ook antwoord met Psalm 9. Ek sal egter weer die Psalm aankondig. Kom ons luister na die Here se wet uit Eksodus 20 en dan enkele verse uit Deuteronomium hoofstuk 8. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan, geliefdes, in aansluiting by die woordverkondiging wat ons net nou gaan hoor, waar ons ook hoor hoe ons die Christelike deug, die Christelike gesindheid van nederigheid moet hê, dan hoor ons dat die Here dit al reeds vir Israel geleer het in Deuteronomium 8. En dit is ook waarom hy hulle beproef het, waarom hy hulle laat swaar kry het. Ons lees daar, al die gebooie, sê die Here, wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land en besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig, en hy het jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere aan jou het nie verslyt nie, jou voete ook nie en nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. Hou die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel en hom te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom, 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en heuning, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap. En jy sal eet en jy sal versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou dan in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder en jou hart om dan verhef dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie. Laat ons dan vanoggend nie die Here wat ons so goed onderhou en versorg vergeet nie, maar laat ons hom ook in nederigheid en met ootmoed op hierdie oggend aanbid. Kom ons sing Psalm 9, daarvan vers 7 tot en met vers 10. Psalm 9, vers 7 tot 10. Die hart van hul wat u bely,
sal in u naam standvastig bly in dit wat daarop volg. Kom ons verenig in gebed. Ons troue God en Hemelse Vader, ons wil U loof en U prys dat ons mag weet dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons wil U dank, Hemelse Vader, dat U aan ons bekend maak wat in ons harte is. Dat U ons soms langs die weg wat ons moet gaan beproef. Dat U ons soms in tye sit waar ons deur 'n woestyn moet beweeg, in tye waar ons lyding en swaar kry beleef, sodat U aan ons openbaar wat daar in ons harte en in ons gesindheid en in ons gemoed is. En dis juis in daardie tye van lyding en swaar kry, in tye van bekommernis en kwellinge, wat U aan ons bekend maak dat ons nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit U mond uitgaan. Troue Vader, ons wil U dank vir U wet, want deur U wet hou U wet en orde in die samelewing. U openbaar aan ons ellende, ons sonde, sodat ons weet ons het 'n verlosser nodig, maar U wet is ook vir ons 'n reël van dankbaarheid. Omdat ons weet ons is in Christus sonder enige veroordeling, daar is vrede met U, daarom mag ons weet dat ons ook in dankbaarheid gehoorsaam aan U kan lewe. Ons het baie gebreke, Hemelse Vader, ons het gebrek aan ywer, groot gebrek aan gehoorsaamheid. U weet self dat daar by ons 'n groot gebrek is aan nederigheid, ook voor U aangesig. Dat dit vir ons moeite is, soms dikwels baie swaar is om ons te verneder onder U kragtige hand. En daarom wil ons U dank vir U wet.
omdat U wet ons leegmaak van onsself. Leegmaak van alle verwagting dat ons onsself kan red, onsself kan help, onsself in goeie lig voor U kan stel. U wet maak ons leeg van al daardie verwagtinge en wys ons na Christus. Vader, U het vanoggend ook weer aan ons laat hoor dat U ook werklik die gehoorsaamheid aan U wet seën. Ons weet dat U ons seën met goeie gawes, dat U ons seën met gesondheid, dat U ons seën met geleentheid om te aanbid en eredienste te mag hê soos vandag. Maar U roep ons ook altyd op tot verantwoordelikheid in U verbond. Verantwoordelikheid om te hou aan dit wat U beveel. En daarom is ons ook vanoggend hier, Hemelse Vader, in al ons gebrokenheid, om aan U die lof te bring, die eer wat U toekom. U is waardig om dit alles te ontvang. En ons wil dit ook met die regte, goeie gesindheid vol ootmoed aan U bring en betuig. Ons erken voor U ons swakheid om die woord te verstaan, ons swaksinnigheid en dat U dit self vir ons moet verklaar. En daarom bid ons dat die heilige verklaarder van die skrif, U Heilige Gees, dat hy ook werklik die woord vanoggend vir ons sal oopbreek. Wil U gee dat dit wat ons hoor ook met geloof verenig sal word in ons harte. Dat ons sal ontvang wat die Gees vir die gemeente sê. Vader, wil U ook gee dat ons lewe daarvolgens sal inrig. Ons bid dan dat U in hierdie uur met ons sal wees, ons sal behoed en beskerm. Dat U vir 'n oomblik die sorge en die bekommernisse in ons lewe, vir 'n oomblik dat ons dit op sy kan skuif en dat ons kan aandag gee aan dit wat U sê, dat ons berusting mag vind in U woord. Wil U ons dan nou lei na waters waar rus is? Dit bid ons in groot afhanklikheid van die volleinder van ons geloof, ons leidsman, die Here Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam uit 1 Petrus hoofstuk 4. Ons gaan ook lees tot en met hoofstuk 5, so ons lees 1 Petrus hoofstuk 4, dan begin ons daar by vers 15. 1 Petrus 4 vers 15 tot en met 1 Petrus 5 vers 9. Petrus 4 vers 15 tot 5 vers 9. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom,
want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ons lees vanoggend net eers tot daar uit die Here se woord. Kom ons sing saam uit Psalm 62 daarvan vers 4 en ook vers 5. Ons teksverse vanoggend is 1 Petrus 5, hier in die middel van vers 5 tot en met vers 7, 1 Petrus 5b tot en met vers 7, en wees almal met ootmoed bekleed en onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, daar's 'n paar tekste in die Bybel waar die Here ons beveel en waar die Here ons aanspoor om nie bekommerd te wees nie. Een van die baie bekende tekste waaraan ons onmiddellik kan dink is natuurlik Matteus 6. Matteus 6 vers 25 waar die Here Jesus Christus self sê, moenie julle kwel nie. Moenie julle kwel nie oor wat jy sal eet of wat jy sal drink, of oor julle liggaam wat jy sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. En nou is dit miskien vir u ook so, maar dikwels is die vraag wanneer ons hierdie tipe tekste hoor, soos moenie kwel nie, dan is die vraag amper onmiddellik, hoe? Hoe sal ek my nie kwel nie? In 'n wêreld soos hierdie wêreld waarin ons leef, met die uitdagings wat ek en u elke dag beleef, met die swaar kry wat ons sien, met al die dinge wat rondom ons gebeur, ek dink maar aan al die nuusgebeure van die afgelope maand, hoe sal 'n mens jou dan nie bekommer nie? Hoe is dit enigstens moontlik? Die eerste Petrusbrief help ons hiermee. Die eerste brief van Petrus wil gelowiges aanmoedig, help in tye van lyding en teenkanting en swaar kry en verdriet en bekommernis en sorge. En die apostel Petrus moedig juis gelowiges aan in hierdie brief van hom om in tye van lyding gelowig, geduldig en gehoorsaam te wees.
Gelowig, geduldig, gehoorsaam. En die rede daarvoor is, broeders en susters, omdat daar reg in die middel van al ons sorge en reg in die middel van al ons bekommernisse is daar 'n groot hoop. Die hoop wat ons het, wat bo oor dit alles uitstyg, 'n hoop wat ons in die hemel het. En daarvan hoor ons al reeds in die eerste hoofstuk van 1 Petrus. Die apostel Petrus sê vir ons, daar is 'n erfenis in die hemel, wat veilig bewaar word in die krag van God. En daar is nie maar net 'n hoopvolle erfenis in die hemel nie, maar die hele hoop daarvan is dat ons dit sal beerf. Dat dit onsin is. Dat dit veilig gehou word, juis vir ons, om dit in besit te neem. En is in die lig van hierdie erfenis, in die lig van hierdie hoop wat ons het, wat die apostel Petrus vir ons leer, om in tye van lyding en swaar kry, geduldig, gelowig en gehoorsaam te wees. Die hantering van ons angste, die hantering van u vrese en u bekommernisse en u kwellinge, dit het alles te make met nederigheid. Nederigheid. En so sal ons vanoggend ook hoor, hoe om jou nie te bekommer nie. Hoe om jou nie te bekommer nie. En soos ek sê, dit gebeur alles langs die weg van Bybelse nederigheid. Christelike nederigheid, broeders en susters, dit is die sleutel tot berusting in tye van bekommernis. Hoor mooi hoe kom hierdie gedagtes uit ons teks uit. Hoor mooi hoe verbind die apostel Petrus vir ons nederigheid en die hantering van bekommernis. Hy sê in vers 6, verneder julle. En dan in vers 7, dan sê hy, werp al julle bekommernis op hom. In ander woorde, hy sê vir ons, daar is 'n konnektasie, daar is 'n verband wat ons moet sien tussen nederigheid en die hantering van ons sorge, van ons bekommernis. Ons bekommernisse word goed hanteer, Christelik hanteer, gelowig hanteer, gehoorsaam hanteer, langs die weg van Bybelse nederigheid. So die van ons wat vanoggend hier is en bekommerd is, u mag vanoggend hoor, broeders en susters, daar is genade vir die nederiges, in die eerste plek, vers 5. Tweedens, daar is 'n kragtige hand bo die nederiges, vers 6. En daar is versorging vir die nederiges, vers 7. Daar is genade, 'n kragtige hand, versorging vir die nederiges. Eerste dan, daar is genade vir die nederiges. Ek vra weer die aandag vir vers 5. In die middel van vers 5 het ons gelees, wees almal met ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou waarom het ons begin in die middel van vers 5? Omdat die eerste gedeelte van vers 5 eintlik nog aansluit by dit wat vooraf gesê is in die vorige verse. En ons weet dit, want vers 5 begin met die woorde net so. Dit wat vooraf gesê is, net so geld dit wat vooraf gesê is, net so geld dit nou vir die res wat genoem word in vers 5. So daar's 'n verband. Maar die begin van vers 5 koppel nog sterk met die gedagte van vermaanings en opdragte aan die ouderlinge, wat aan die begin van hierdie hoofstuk gebeur het, wat ons in die begin van die hoofstuk gelees het. Die ouderlinge word opgeroep voor vers 5, en aan die begin van vers 5, word opgeroep om basies 'n nederige gesindheid in hulle amptswerk te hê. Om bekleed te wees met nederigheid. Want die apostel sê vir hulle moenie uit dwang nie, maar hulle moet gewillig toesig hou oor die kudde. Hulle moet ook nie heerssugtig wees nie, maar hulle moet as voorbeelde vir die gemeente optree. Nou die enigste manier hoe mens dit kan doen is in nederigheid. In ander woorde, die apostel beskryf vir ons hier die uitvloeisels van nederigheid in ons amptswerk. So broeders amptdraers, daar's werklik net een manier om ons amptswerk te doen en dit is in nederigheid. Ons durf nie eers hierdie werk begin doen as ons nie nederig is nie, as ons nie hierdie Bybelse nederigheid het wat hier vir ons uitgespel word nie. Ons kan nie ons amptswerk doen as ons nie nederig is nie, want as ons nie nederig is nie, dan gaan ons uit dwang probeer toesig hou oor die kudde. As ons nie 'n Bybelse Christelike nederigheid het nie, dan gaan ons nie voorbeelde vir die gemeente wees nie, maar ons gaan begin heerssugtig raak. En ons gaan wel begin heers oor die gemeente, want die nederigheid ontbreek. Nou dit is al hierdie tipe dinge wat die apostel vir ons uitspel aan die begin van vers 5 en voor vers 5. En dan sê hy, net so moet julle almal in ootmoed bekleed wees.
In ander woorde, wat gebeur? In die begin van vers 5 was die kollig op die amptdraers, maar hier in die middel van vers 5 dan begin die kollig al hoe meer val op die gemeente. Die sirkel word al hoe groter oopgetrek om almal in te sluit. Dis nie net die amptdraers wat nederig moet wees nie, maar vers 5 sê baie uitdruklik, wees almal met ootmoed bekleed en onderdanigheid aan mekaar. Elke liewe gemeentelid, elke liewe Christen, wees almal in ootmoed bekleed. Die woord hier om met ootmoed bekleed te wees is 'n woord wat ons net hier vind, die enigste keer in die Nuwe Testament, en die gedagte daarvan is om vir jou klere aan te trek wat wesenlik deel moet wees van jou toerusting. Jy kan nie jou werk doen sonder daai toerusting nie. Dink byvoorbeeld aan 'n bakker wat 'n voorskoot aantrek. Dis die gedagte hier. En so sê die apostel dat ons ootmoed is 'n gesindheid, is 'n Christelike gesindheid wat so wesenlik deel is van die Christen, dat hy nie kan begin dien daarsonder nie. Jy het die voorskoot van ootmoed nodig om die Christelike werk te kan doen, om as Christen te kan leer en leef en dien. Ootmoed is 'n basiese eienskap van alle Christene. Althans dit moet wees. Nou ootmoed en nederigheid is baie dieselfde. Maar daar's tog iets van 'n nuance verskil. Ootmoed is 'n gesindheid. 'n Ootmoedige gesindheid is daardie gesindheid waar ek verstaan en kan insien en in my innerlike leefwêreld besef ek is nie die hoofkarakter nie. Die wêreld draai nie om my nie. Maar daai ootmoedige gesindheid kom dan ook uit in 'n nederige optrede, in 'n nederige manier van leef. So iemand kan nooit werklik nederig wees as hy nie eers ootmoedig is nie. En nederigheid sien 'n mens in dade. Nederigheid is om die ander een bo myself te stel. Ons gaan net nou meer daaroor hoor. Maar dis wat die apostel Paulus hier beskryf. Wees almal met ootmoed bekleed. Dis die wesenlike eienskap, die wesenlike kenmerk in onderdanigheid aan mekaar. In ander woorde, dit is iets wat jy kan sien, dis iets wat uitkom. In ootmoed sien ek myself in die regte verhouding tot God. Ootmoedig sien ek myself as gemeentelid in die regte verhouding tot die amptdraers. En in ootmoed sien ek myself in regte verhouding tot die res van die gemeente en tot die res van die wêreld daar buite. En ons met hierdie nederigheid, ons met hierdie onderdanigheid moet ons aantrek as 'n wesenlike deel, as 'n wesenlike kenmerk van ons as gelowiges. En nou sê Filippense vir ons, hoe lyk hierdie nederigheid? Ons het net nou gehoor, nederigheid is 'n gedrag, is 'n optrede wat jy kan sien. Nou verduidelik Filippense 2 vir ons hoe dit lyk. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Waarom? Is ons besig nou met 'n moralistiese lesie hier, broeders en susters? Nee. Hierdie is waarlik ook die verkondiging van Christus en al sy deugde. Filippense 2 sê, want, hier's die rede waarom ons met ootmoed bekleed moet wees, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus is. Waarom is ootmoed en nederigheid die basiese kenmerk van 'n Christen? Want dit is die kenmerk, dit is die gesindheid van ons Here Jesus Christus. Dink aan die kruis, broeders en susters, hy hang daar, hy word aan die kruis vasgenaal en hy sê, vergewe hulle. Dis ootmoed. So ons verstaan dus nou baie mooi wat Christelike ootmoed en nederigheid is, om in onderdanigheid teenoor mekaar op te tree. Dis gewoon om soos Jesus Christus onsself te gee tot die beswil van 'n ander. So Christelike nederigheid, en dis baie keer 'n misverstand wat daar by ons is. Die misverstand dat nederigheid beteken dat ek myself moet verkleineer, verkleinerende dinge van myself moet dink, verkleinerende dinge van myself moet sê. Dit dink ons verkeerdelik is nederigheid. Dit is nie nederigheid nie, dis nie Bybelse nederigheid nie. Christelike nederigheid is eenvoudig om minder aan jouself te dink. Stel die belange van 'n ander bo jou eie belange. Nou hoop ek dat u raak sien, broeders en susters, wat die apostel Petrus hier besig is om te doen. Hy bou nou vir ons eers die fondasie in van nederigheid, voordat hy net nou gaan kom in vers 7 by hierdie opdrag, werp jou bekommernis op hom. Merk u op dat Petrus begin nie by vers 7 en sê,
werp jou bekommernis op hom nie. Hy sê nie, die van u wat vol sorge en kommer is, werp jou bekommernis op hom nie. Hy begin by nederigheid. En hy sê, beklee jou eers met ootmoed. Let op die nood van 'n ander. Daar begin hy. Ons het ootmoed en nederigheid nodig om ons bekommernisse Christelik te hanteer. Wanneer u ly, geliefdes, wanneer u reg in die middel van al u sorges en al u bekommernisse is, dan moet u daarop let, dat die Here u in daardie oomblik van u sorge en in die oomblik van u bekommernisse, dan wil die Here hê dat u uself ten volle daarop sal toespits, nie om noodwendig nou alle aandag te gee aan u bekommernisse nie, maar die Here is besig om in tye van u sorges juis u aandag daarop te let en u energie daaraan te spandeer, dat u nederig sal wees. As ek angstig is, dan gooi ek nie al my energie noodwendig direk op al my probleme en al my bekommernisse nie, maar ek soek naastiglik daarna om nie hoogmoedig te wees nie. Het jy al agtergekom hoe maklik is dit om hoogmoedig te word as ek hartseer is en verdrietig is en angstig is? Want skielik begin alles draai en word ek ingesluk in my ellende. En alles draai rondom my sorges. Wat ek gaan aantrek en wat ek gaan eet en drink, en die koninkryk van die hemele bly agter. Ek soek nie daarna nie. In die middel van ons sorges wil die Here hê dat ons die gesindheid van Christus sal hê. En as ons te midde van ons bekommernisse die gesindheid van Christus het, geliefdes, dan mag ons hande vol genade uit die hemel verwag. Maar as jy toelaat dat jou verdriet jou hoogmoedig maak, dat jou verdriet jou selfgerig en selfgesentreerd maak, dan stel jy jouself op as 'n vyand van God. Hierdie dinge sê die apostel en hy haal eenvoudig aan uit Spreuke. Hy sê aan die einde van vers 5, wees almal met ootmoed bekleed en nederigheid in mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. As ons hierdie gesindheid van Christus het, en nederigheid te midde van my sorges, dan soek ek daarna om my tyd en energie te bestee aan die sorges van ander mense, die bekommernis van iemand anders. En dan mag u moontlik opmerk, geliefdes, dat ons juist dan die genade van die Here vind. Hulp en bystand kom baie keer wanneer ek nie na my eie belange omsien nie. Hulp en bystand van die Here kom baie keer wanneer ek in die proses is om iemand anders te help. Om iemand anders se sorge aan te spreek. Dis ook 'n wysheidsbeginsel wat ons vind in Spreuke. Spreuke sê, die siel wat seën, word versadig. En hy wat laaf, word self gelaaf. Laaf is soos wanneer jy 'n yskoue glas water drink op 'n warm somersdag. Daai lafenis. Het u siel lafenis nodig? Gaan dan en gee aandag aan die sorges van 'n ander, en jy sal self die lafenis vind. Dis die genade wat die Here aan die nederiges betoon. As ons sorges wil hanteer, broeders en susters, dan moet ons dit in nederigheid soek, want daar is genade vir die nederiges. En nou in die tweede plek, daar is ook 'n kragtige hand bo die nederiges. Vers 6 het ons dit gelees. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Wat die apostel hier in wese sê is, maak jouself klein onder die kragtige hand van die Here. Maak jouself klein. Waar dit in vers 5 gegaan het oor ootmoed en nederigheid teenoor ander mense, teenoor die gemeente, nou gaan dit hier in vers 6 oor nederigheid teenoor die Here self. Nederigheid teenoor God, ootmoed teenoor God, onderdanigheid aan God, dit is eenvoudig om te erken dat hy die kragtige hand het en nie ek nie. Kom ons sê dit 'n bietjie anders. Nederigheid, ootmoed voor God is om te erken hy het die oorhand. Hy het die oorhand. Jy kan sy hand nie toemaak of oopmaak nie, jy kan sy hand nie links of regs skuif nie, maar jy kan daaronder inklim. Ootmoed is so eenvoudig soos dit.
Om gewoon te erken dat God volkome in beheer is en nie ek nie. En dan om in nederigheid te leef en op te tree met daardie wete, dit is waar, ek is nie in beheer nie. Ek klim onder die sterk hand van die Here in. Hoe lyk dit? Wel, geliefdes, as u optree in 'n daad van volkome vertroue, dan het jy onder die hand van God ingeklim. As u berus by dit wat God bepaal vir jou lewe, as jy berus by sy tydsberekening, en nie self al ewig op jou eie tydsberekening staat maak nie, dan het ek onder sy hand ingeklim. En weet hierdie daad om ons te verneder voor God, om onder sy hand in te klim, dit is werklik 'n daad van volkome vertroue op die Here. Hoekom? Want om onder God se hand in te klim is lewensgevaarlik. Is lewensgevaarlik. Hy kan my in 'n oomblik vergrys. En hy moet ook. Maar ek gaan na hom toe en ek klim onder sy hand in, want ek vertrou, en ek weet, en ek glo, desondanks die feit dat ek vergrys moet word, sal hy nie. Maar in Christus is ek juis veilig daar, onder sy hand. In Christus wil hy juis vir my sorg, wil hy juis na my omsien, met elke bekommernis, wend ek my tot die sterke arm van die Here. Met elke kwelling, met elke sorg wat ek het, dan gaan ek en ek klim onder die hand van God in, die kragtige hand van die Here. Daai selfde arm wat die 10 plaae oor Egipte gebring het, dieselfde hand wat die volk deur die Rooi See gelei het, ek maak my klein voor daardie hand en voor daardie God. Let tog op, geliefdes, hoe die Here met ons werk. Hy gee die uitkoms, hy gee die opheffing, die apostel sê, hy gee dit op die regte tyd, hy gee die herstel op die regte tyd, volgens sy tydsberekening, maar let op, dat die uitkoms gewoonlik eers kom wanneer ek my onder sy hand gestel het. Wanneer ek my voor God verneder het. En hoe dikwels gebeur dit nie in ons swaar kry nie, ons skop teen die prikkels. Ons wil ons nie laat kastei nie. Ons soek na ons eie oplossings. Ek slaan die kragtige hand, althans ek probeer die kragtige hand van God wegslaan en wil dinge met my eie hande begin regkry. En dan beland ons net in 'n dieper put van sorge, bekommernis en kwellinge. En ons angs gaan nie weg nie, want jy moet jou eers gaan verneder onder die kragtige hand, broeders en susters. Daar is die opheffing. Daar is die uitkoms. Daar is die hulp. Die rede waarom ons baie keer so angstig is omdat ons tot bekering moet kom van ons trotsheid voor God. Is hoogmoed miskien die rede waarom ons in 'n generasie leef wat angstiger is as ooit tevore? Is hoogmoed miskien die rede waarom ons mense is wat meer bekommerd is amper as ooit tevore? Ek maak geen veroordeling oor u lewe nie, broeders en susters, ek stel gewoon vir u die vraag vanuit die teks. Is hoogmoed die rede vir u angs? Ons is 'n ganse generasie wat in selfbehepte hoogmoed onsself opgestel het as vyande van God. Hoe het ons dit gedoen? Want ons leef in 'n beheptheid met onsself, wat ons gaan eet en wat ons gaan drink en wat ons gaan aantrek en al daardie dinge, en ons soek nie die koninkryk van God en sy geregtigheid nie, en ons betaal die prys daarvoor. Wat is die prys wat ons betaal? Angs, bekommernis en sorges. 'n Onophoudelike kommer en kwelling oor hierdie lewe. My sorges versmoor my. Is u te trots om u self onder God se hand te verneder? As u al u onsekerhede in hierdie Christelike lewe reg, gelowig, geduldig wil hanteer, dan sal u nederig voor God moet erken. Dit wat ons lees in Romeine 11, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken? Wie was sy raadsman gewees? Wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid.
moet ons klein maak onder die kragtige hand van die Here. Daar's 'n kragtige hand bo die nederiges, broeders en susters. Die derde en die laaste gedagte vanoggend, daar's ook versorging vir die nederiges. Vers 7 het dit gesê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. In ons ouer Afrikaanse Bybelvertalings lyk dit eintlik asof hier nou 'n hele nuwe sin is. Maar dit is nie so nie, is nie 'n hele nuwe sin nie. Vers 7 verduidelik eintlik vir ons vers 6. So die opdrag in vers 7, werp al julle bekommernis op hom, dis 'n opdrag wat gelyk loop met die opdrag in vers 6, verneder julle onder die kragtige hand van God. Die twee loop gelyk, die een verklaar die ander, 7 verklaar 6. In ander woorde, kom ons sê dit anders. Die manier hoe jy jou onder God se hand verneder, is juis deur al jou bekommernisse op hom te werp. Dis hoe jy jou klein maak onder sy hand. En die omgekeerde geld natuurlik ook, as ek nie nederig is voor God nie, dan sal ek besonders angstig bly. As ek my nie klein maak voor die Here nie, gaan bekommernis aanhou om die oorhand oor my te kry. En my bekommernis gaan my uitoorlê. Verneder jou onder sy hand en doen dit deur al jou bekommernisse vir hom te gee. Geliefdes, ons is nie veronderstel om al ons bekommernisse self te dra nie. En as ons kyk na hierdie teks, dan wil dit voorkom asof die Here ook nie wil hê ons moet dit dra nie. Hy sê, werp dit op my. Werp is 'n baie sterk woord. Dit beteken gooi dit af. Gooi jou bekommernis, gooi dit af. Haal dit af van jou skouers af, sit dit neer, maar let mooi op. Moenie net u sorges vat en dit eenkant neersmyt nie. Eenkant neergooi en sê, ag ja, die wil van God moet sekerlik maar geskied en ek gooi my sorges eenkant, eintlik in opstandigheid teen God, wat my nie gehelp het en verhef het en uitkoms gegee het soos wat ek wou nie. Moet ook nie net u sorges vat en dit sommer so in die hande van enigiemand anders gaan sit nie, want hulle weet ook nie wat om daarmee te maak nie. Hulle kan dit ook nie dra nie. Moet ook nie u bekommernisse vat en dit probeer wegsteek en kleiner maak en minder maak nie. Het u opgemerk, die apostel Paulus het nêrens hier gesê, ag dit is tog nie so erg nie. Hy het nie gesê, maak jou bekommernisse kleiner nie. Niks daarvan nie. Erken die bekommernis. Erken hoe groot die sorges is. Erken hoe moeilik dit is om dit te dra. Dis alles daar, dis alles 'n feit. Moet dit nie verneder, klein maak, wegsteek, ergens in 'n hoekie wegbêre nie. Wat die Here vir ons sê is, neem jou sorges en gaan gooi dit op God. Werp dit op die Here. Gaan gee dit vir hom. U sal raak sien dat die apostel glad nie, of althans dat die apostel hier vir ons sê, die Here is glad nie selektief oor watter probleme jy vir hom kan gee nie. Die Here sê nie vir ons, gee net al jou kerkprobleme vir my nie. Gee net die finansiële probleme vir my nie. Gee net die geestelike probleme vir my nie. Werp al jou bekommernis op hom. Wat dit is wat jou onrustig maak, wat jou onseker maak, watter vraag daar ook al mag wees, watter ellende in jou verlede daar ook al kan wees, watter nood jy het, dit wat nou in u gedagtes dwaal, werp dit op hom. Kragtige hand van die Here kan dit dra. Die sterke arm van God kan dit alles van jou skouers afhaal. En weet jy wat hy wil? Is tog wat die woord hier vir ons sê. Gee dit vir hom. Hy wil dit vat. Hy wil die uitkoms gee. Die Here word so verheerlik daarin, wanneer ek my sorges vir hom gee. Werp jou sorg op die Here. Petrus haal maar net aan uit die psalms. Psalm 55 sê dieselfde, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Om u sorges op die Here te werp, broeders en susters, is 'n daad van diepe nederigheid, want as u dit doen,
dan maak u uself baie klein onder die kragtige hand van God, want u erken, Here, ek kan nie hierdie dra nie. Maar u kan. Dis nederigheid om my bekommernis op God te werp, want dan erken ek, Vader, ek het nie die antwoorde nie. Ek het nie 'n enkele antwoord nie. My arms is te kort om hierdie probleem aan te spreek. Maar u kan. En as u sorge so vir die Here gee, dan is u besig om uself te verneder onder sy kragtige hand, want u sê, ek glo, u sorg vir my. U sorg nie net vir u kerk nie. U sorg nie net vir al die Christene reg oor die wêreld nie. Maar kan ek dit glo, dit is waar, hy sorg werklik ook vir my. Met my sorges en my persoonlike bekommernisse, waarvan baie min mense dalk weet. Is nie verwaand om te glo dat die Here vir u sorg nie. Inteendeel, dis nederigheid. Dis nie onverantwoordelik om u bekommernisse vir God te gee nie. Inteendeel, dis nederig. Ons sorges kwyn weg in die lig van God se voorsienigheid. Ons kan rustig gaan slaap as God se soewereiniteit ons kussing is. Ek wil u laastens ten slotte weer eens wys op ons Here Jesus Christus. In die middel van 'n storm in die see, daar dobber 'n bootjie. Die disippels is angstig. Hulle is baie, baie bekommerd. Wat gaan van ons word? Waar is Jesus? Agter in die bootjie, vas aan die slaap. In die middel van die storm. Hoekom bekommer hy hom nie? Hoe is hy nie bekommerd nie? Want hy het sy vertroue volmaak, volkome in sy hemelse Vader se hand oorgelaat. Hy berus volkome in die soewereine versorging van die almagtige Vader. Geliefdes, hy sal vir u sorg, hy weet presies wat u nodig het. Moet u dan nie langer kwel nie. Verneder julle onder die kragtige hand van God. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Amen. Kom ons loof die Here wat ons in alles versorg, ook in hierdie oomblik, in hierdie uur. Ons loof en prys hom met Psalm 63. Ons sing daarvan vers 2 en vers 4.
U, o Here, is ons troue versorger, ons rots waar ons mag skuil. U is die een wat waarlik in al ons belange na ons omsien, ons versorg, ons troos, ons naby is. En ons wil in hierdie gebed, voordat ons aan U al ons sorges bekend maak en voordat ons van U al ons behoeftes vra, wil ons begin deur te erken en te bely en saam in U woord te sê dat U waarlik ons goeie Vader is. Dat ons mag weet dat daar niks in ons lewens is wat buite U wil omgebeur nie. En dat U so almagtig is, dat U al ons bekommernisse en ons sorges, elke liewe een van hulle, van elke liewe lidmaat en elke Christen reg oor die wêreld, U kan dit alles dra. En nie net wil U dit dra nie, U wil ook vir ons, elke een, ons eie uitkoms gee. Ons wil U verheerlik, Hemelse Vader, deur aan U al ons sorges te gee. Ons wil aan U alle lof bring, deur te erken dat U die goeie Vader is wat weet wat om vir sy kinders te gee. Vergewe ons dat ons so dikwels ons eie planne maak. Vergewe ons dat ons so dikwels vergeet dat U die een is wat aan ons genade betoon, dat U die een is wat vir ons sorg. Vergewe ons, Hemelse Vader, dat ons nie na U toe gaan nie, dat ons nie ons onder U hand verneder nie, en dat ons ook in eie trots so graag ons eie rigting wil inslaan. En so kom ons vanoggend om aan U die lof te bring as die heerser, die owerste oor die konings van die aarde, die skepper van hierdie ganse wêreld, en ook ons maker. En ons weet as ons dit sê, dat as U ons gemaak het, dan het U ook met ons 'n doel. Het U ook vir ons 'n plek toegeken hier op aarde met 'n roeping. En U wil ons juis in daardie roeping te hulp kom. Vader, ons bid vir elke een wat vanoggend baie bekommerd en bedroef is. Elkeen wat besorgd is, wat versmoor word deur die kwellinge van hierdie lewe. Die van ons wat 'n hartseer verlede het, die wat in hierdie oomblik nie weet hoe die week vorentoe gaan uitdraai nie, die vrae wat in ons kop rondmaal, die onsekerhede wat daar is. Ag Here, kom neem dit alles van ons weg. Wil U dit neem sodat ons mag berusting vind, sodat ons sorges mag hanteer op 'n Christelike manier soos U in die woord beveel. En wil U ook gee dat ons dit op so 'n manier sal doen dat ons nie weghardloop van ons bekommernisse nie. Dat ons al ewig kort paaie soek en eintlik nie daaraan aandag gee nie. Maar wil U gee dat ons dit juis vierkantig in die oë kan kyk, al ons sorges, en dit net so aan U oorhandig. Troue Vader, slaan ag op hierdie gemeente. U ken ook haar bekommernisse. U ken die sorges van die amptdraers. U ken die kwellinge van elke lidmaat. Ja, Vader, ook die bekommernisse van die herder en leraar en sy gesin. Wil U op hulle ag slaan en vir hulle gee wat hulle nodig het? Wil U gee dat hulle in geloof ook deur die water en die vuur mag gaan, met die wete dat U by hulle is? Ja, Vader, ons weet dat U ons nie uit ons verdriet en uit ons lyding en uit ons elende, dat U ons nie daaruit wegruk en wegraap nie, maar U ondersteun en U onderskraag ons juist te midde daarvan. Wil U so onder ons ootmoed en nederigheid gee, dat ons as gemeente diensbaar mag wees aan mekaar, omdat ons die gesindheid van Christus in ons het, omdat ons die belange van 'n ander bo ons eie stel. O Here, wil U dan U seun Jesus Christus in ons verheerlik,
juis in ons nederigheid, wil U Seun Jesus Christus bo ons verhef, juis wanneer ons klein maak onder U kragtige hand. Ons dank U vir die middele wat U gee aan die kerk. Ons dank U dat U ons versorg ook deur middel van toerusting en publikasies en tydskrifte, maniere om meer van U te kan leer. Maar ook daardie dinge gaan gepaard met wêreldse beplanning en wêreldse sorges, en wil U in dit alles voorsien, sodat U koninkryk ook op hierdie manier uitgebou mag word. Ons bid U dan waar ons van hier af verder gaan, dat U ons gemoed rustig sal maak, met die wete dat ons hemelse Vader vir ons sorg. In Jesus Christus se naam bid ons dit van U. Amen. Daar is geleentheid vir die liefdegawes, broeders en susters, waarna ons sal sing uit Psalm 34. Psalm 34 vers 2, 4 en 5, direk na die liefdegawes, sonder dat ons dit weer aankondig.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.